gaan die woord van die Here open daar by 1 Timoteus 4. Die brief wat Paulus aan Timoteus geskryf het, waar Paulus dan ook sy eerste vrylating daar uit Rome beleef het, en Timoteus agtergelaat het, met 'n baie besonderse diens om te verrig ook in die gemeenskap van Efese. Is daar net so 1 of 2 dingetjies wat ek so met u wil bespreek, voor ons gaan saam lees. Nou, godsalig is 'n woord wat ons ook raak lees hier in 1 Timoteus 4. Nou, godsalig beteken, dis die Griekse woord Eusebia, wat werklik beteken vanuit die Nuwe Testament 'n lewenshouding of 'n lewenswyse wat God eer en al die eerbied aan God gee. So dis wat godsalig beteken. Dis 'n lewenshouding, dis 'n lewensgesindheid en 'n lewenswyse of 'n lewenswandel wat God ten alle tye, elke oomblik van elke dag eer. 'n Diep eerbied vir God het en dan ook 'n lewe wat in ooreenstemming met God se wil en uiteindelik dan ook God se woord is. So dis wat godsalig beteken. As ons dan vanoggend hierdie woord herhaal in die preek, dan sal u moet onthou dat dit vra van ons 'n lewenswyse wat God eer. Dis iemand wat soekend die aangesig van die Here in sy lewe wil hê en ook voor dit leef. Dan is baie meer as net 'n godsdiens of 'n uiterlike ritueel. Dis 'n innerlike toewyding aan die Here wat sigbaar is vir ander mense. So dit is dat jy lewe so vir die Here dat ander mense dit sien. Maak nie saak waar jy is nie. Nie net by die kerk of by die skool of tussen 'n groep gelowiges nie, maar ten alle tye 'n lig uitstraal wat die duisternis totaal en al oorwin. Dis uiteindelik wat godsalig beteken. Die uitdagings wat Timoteus gehad het in die gemeente van Efese en val die gemeenskap was daar 'n groot tempel van Artemis gewees. Nou Artemis is die godin van wildernis en jag en vrugbaarheid en lewe. Dis amper so 'n sinkretistiese godsdiens gewees. Daar was so ietsie van alles gewees, maar sy was die godin gewees. In die ou tyd was, in die Bybelse tyd was hierdie tempel een van die 7 wonders van die antieke tyd gewees. Dit was 'n tempel gewees wat so 120 meter lank was, 55 meter breed en 18 meter hoog. So is massief gewees. 127 pilare van 17,5 meter elk het rondom hierdie tempel gestaan. Dit is 'n verskriklike groot gebou gewees. Maar wat daar binne gebeur het was hierdie afgoderry wat uiteindelik deurgesyfer het na die kerk van Christus toe. En dis die direkte uitdaging wat Timoteus gehad het, is dat hulle het asketisme begin verkondig. Nou asketisme is 'n stroom wat sê, jy moet jouself weerhou van iets om dan heilig te wees. So die weerhouding van sekere dinge maak dat jy nader aan God is. En hulle het dit verkondig in die gemeente, dat jy mag nie trou nie, jy mag nie sekere kosse eet nie, jy mag nie dit doen nie, jy mag nie daai werk doen nie. En die weerhouding van dit maak dat jy heilig is. En Paulus wat uiteindelik dan vir Timoteus sê, jy moet sterk staan, maar dis nie die waarheid nie. Die weerhouding van iets het nog nooit jou redding bepaal nie. Die weerhouding van iets het nog nooit jou heilig of meer heilig as iemand anders gemaak nie. Weerhouding is bloot 'n Bybelse beginsel. As jy godsalig is of jy lewe as iemand wat gered is daar sekere dinge waarvan jy jouself sal weerhou deur middel van selfbeheersing of begeertes. So dit is uiteindelik die 3 dinge wat op ons belangrik is. Ek kan nie al die agtergrond in die preek sit nie, dit gaan 'n redelike lang en 'n lywige preek wees, maar dis wat ons moet onthou. Godsalig beteken, wag nou dat jy dit vir jouself in die kop sal sê, salig beteken is 'n lewenshouding, gesindheid en wyse wat God eer, wat dis God soek in alles, die wil van die Here doen. Artemis was 'n sinkretistiese geloof gewees, wat die gelowiges begin beïnvloed het en dit het deurgesyfer, uiteindelik na die gemeente toe, waar hulle gesê het, as ek nou nie hierdie brood eet nie, dan is ek gered. As ek nou nie trou nie, dan is ek gered. En Timoteus, so hy sit vas in hierdie heidense gemeenskap, waar die heidense teologie dis oorgesyfer het, na die kerk toe, en hy sit en hy praat met mense soos u vanoggend in die kerk, en hy probeer hulle te oortuig, moenie in hierdie goed vashou nie, jy moet geoefen wees in die godsaligheid.
Dis uiteindelik dan ook die tema van ons preek vanoggend. Is jy geoefen in die godsaligheid? Kan jy vanoggend antwoord, is jy geoefen in die godsaligheid, en ons gaan kyk deur die preek wat dit dan van ons vra, wat dit behels. Maar voordat ons saam lees 1 Timoteus 4 daar vanaf vers 6, kom ons verenig saam in gebed, kom ons bid saam. Dierbare Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier in die kerk te kan wees. As ons so in die teenwoordigheid is, Here, kan ons niks anders sê en bely as, o God, wees ons sondaars genadig nie. Want ons weet, Here, U genade is genoeg, want in ons swakheid word U krag volbring, en daarom bid ons, Here, dat U ons elkeen ook sal voorberei vanoggend, dat ons die woord sal hoor, dat ons geoefen sal raak in 'n lewe wat U eer, veral ook met die oog op hierdie vakansie wat voorlê. Help ons, Here, om geesvervuld te wees. Help ons, Here, om Godvreesend te wees. Help ons, Here, om te doen wat U van ons vra. Ons bid dat U hand van bewaring ons sal hou ook vanoggend, en dat U oor die eie eer sal waak vanuit die woordverkondiging. Spreek met ons, Here, dat die diensknegt en die dienstmaagd kan luister. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen. Ons lees dan saam vanoggend 1 Timoteus 4 daar vanaf vers 6 oor getrouheid en werksaamheid in die bediening. Paulus skryf hierdie aan Timoteus, maar uiteindelik die bedoeling daarmee is juis om dit aan die gemeente dan oor te dra in woorde en ook in dade. So ek lees vir ons vanaf vers 6. As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer, waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werk om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaak, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, en sonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid, totdat ek kom. Moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Tot sover die skriflesing uit die woord van die Here. Ons fokusteks is vers 7, al die B-gedeelte, maar ek lees vir ons die hele vers. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid. Tot sover die skriflesing en die woord van die Here. Mag elkeen wat hierdie woord gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef dit en sy na opsluiting daarvoor ons gaan lewe. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, stel jouself voor, hier is 'n ongelooflike, goed geboude skip, 'n groot skip, goed voorberei, alles is in plek, alles gereed om hierdie avontuur van 'n groot seevaar op die see te neem. Die pragtige skip staan hier voor ons, alles is in plek behalwe een ding. Net een ding, dis afwesig. Nie deel van hierdie skip nie, daar is geen roer nie. Daar is dus geen stuurwiel aan hierdie skip nie. Geen manier om hierdie pragtige, indrukwekkende skip te stuur of selfs op koers te hou nie. So 'n skip, maak nie saak hoe groot of hoe sterk of hoe mooi hy is nie, is oorgelewer aan wind en oorgelewer aan die strome van die see. So 'n skip sal ons mos weet, is rigtingloos en bestem vir die rotse en uiteindelik ook vir die bodem van die see. Dis heel waarskynlik waar hierdie skip
gaan opeindig, soos die lewe van iemand wat nie in die godsaligheid geoefen is nie. So lyk die lewe van iemand wat nie 'n lewe leef wat God eer nie. Dis 'n lewe wat nie op koers is nie. Dis 'n lewe wat geestelik rigtingloos is. Dis 'n lewe wat nie vasberade is oor die einde nie, of om die eindpunt te bereik nie. En wanneer Paulus hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, skryf aan Timoteus, kan 'n mens sê, gee hy as ware vir Timoteus 'n roer in die hand. Hy gee as ware vir Timoteus 'n stuurwiel in die hand. Hy gee vir hom leiding, hy gee vir hom rigting binne in 'n uitputtende en uitdagende bediening. Want Timoteus staan hier voor die deur van 'n ongelooflike, reuse groot verantwoordelikheid om as jong man 'n gemeente te lei, die gemeente in die groot heidense stad van Efese. Hy het 'n verantwoordelikheid om die evangelie van die Here Jesus Christus te bewaar en uiteindelik ook in hierdie stad van weerstand te verkondig en te gaan lewe. Nou skryf Paulus aan Timoteus en hy sê vir hom as ware dat ek weet, Timoteus, as jy in die godsaligheid geoefen is, dan sal hierdie taak wat onmoontlik lyk vir jou moontlik word. Dan sal hierdie uitdaging vir jou 'n klein hindernis in jou lewe wees. Maar as jy geoefen is in die godsaligheid, as jy werklik die wil van die Here soek, as jy werklik in die skaduwee van die Allerhoogste lewe. Dis wat Paulus nou probeer om vir Timoteus te sê. In hierdie woorde van Paulus hoor ons 'n baie indringende en baie belangrike oproep. Nie net aan Timoteus nie, maar ook vanoggend aan jou en my wat hier sit. As Paulus baie persoonlik vir elkeen van ons ook in hierdie pastorale brief 'n vraag vra. Is jy werklik geoefen in jou godsaligheid? Breek jou godsaligheid deur in al jou besluite, in al jou keuses, in jou lewensoptrede en waar jy jouself bevind. Is jy geoefen in jou godsaligheid? Want wat Paulus hier vir ons sê, as jy nie geoefen is in jou godsaligheid nie, sal God die Vader, Jesus Christus, ons verlosser, die Seun van God, die Heilige Gees wat ons vertroos en lei, om kerk toe te gaan, om Bybel te lees, om te bid of intiem voor die Here te verkeer met diep gesprek, of om 'n lewe te leef wat reg is en God heilig, nie belangrik wees nie. Dit sal nie daar op jou prioriteitslys bo-aan geskryf word nie. As jy nie geoefen is in die godsaligheid nie, is God nie vir jou belangrik nie. Is om kerk toe te gaan nie vir jou belangrik nie. Want jy leef mos nie 'n lewe wat God eer nie, wat die fokus weer op God plaas nie. Uiteindelik kan ons maar sê, jy sal wees soos die skip wat ons van gelees het, daar in die inleiding, dalk groot, sterk, mooi gebou, dalk met status, maar uiteindelik sonder geestelike rigting en dalk bestem vir die bodem van die see. Dis die werklikheid, dis wat Paulus hier aan Timoteus oor vertel, en dis wat hy wil hê, ons moet begryp vanoggend, is ons moet diep in ons eie lewens inkyk, en jy moet as ware na jouself kyk, en vir jou sê, waar staan ek? Waarmee is ek besig, en uiteindelik ook, waarheen is ek op pad? Anders gaan ons maar net wees soos 'n skip, sonder 'n roer of 'n stuurwiel, sonder rigting, en uiteindelik ook sonder 'n bestemming. Dan kom Paulus in vers 6, deur vir Timoteus te sê, dat hy 'n goeie dienaar van Christus Jesus sal wees. As hy hierdie gemeente in hierdie baie moeilike konteks waar hulle self bevind,
konstant sal herinner en leer van die evangelie van die Here Jesus Christus, maar ook hierdie waarheid sal uitleef en ook daarom sal bly staan. Kortliks sê hy vir hom in 1 vers, bly net in dit wat jy geleer is, dit wat jy ken. Bly vasklou aan die Here, en dan spring hy uiteindelik in vers 7 na die kern van hierdie gedagte, van hierdie gedeelte toe, na die kern van hierdie perikoop wat ons saam gelees het, is hy gee hom die opdrag, oefen jouself in die godstaligheid, oefen jouself konstant in die godstaligheid, en dan gebruik hy 'n baie interessante woord, 'n Griekse woord, as hy praat van hierdie oefen, dis hierdie gymnaso. Nou, jy sal sommer 'n afleiding kan maak met die woordjie gymnaso, wat ons vertaal dit vandag in Afrikaans met gimnasium. Dit is waar die woord gimnasium vandaan kom, uit die Griekse woord gymnaso, en Paulus gebruik dit spesifiek en doelgerig hierso. Hy gebruik hier die woord eintlik as 'n tipe van 'n beeld van iemand wat doelgerig en gedissiplineerd oefen en homself voorberei op 'n wedloop en uiteindelik ook self 'n kompetisie. Ons almal ken dit baie goed. Wat sy verantwoordelikheid dit is om jouself voor te berei vir baie groot wedloop of 'n kompetisie. En daarom gebruik Paulus dan ook hierdie beeld en besonders hierdie woord om vir hulle te sê, ek is baie duidelik in die woord oefen, Timoteus. Ek wil nie jy moet 'n afleiding maak van agteroor sit en boek lees nie. Jy moet jouself oefen in hierdie godsaligheid. Jy moet dit kan voel in jou liggaam, jy moet dit kan voel in jou ledemate, jy moet dit kan voel in jou gedagtes en in jou kop. Jy het geoefen. Ek het nou my kant gebring. Ek het nou 'n nuwe rekord op mylpaal in my geloofslewe bereik. Dis waarna toe hy dan ook vir Timoteus stuur en wat hy van Timoteus vra. Dit is belangrik. Paulus sê nie net wees godsalig nie, hy sê oefen jouself daarin. Want hy weet, godsaligheid is nie iets wat maar net sommer vanselfsprekend gebeur nie. Dis nie iets wat jy outomaties het, omdat jy nou Christelik groot geword het, of dalk jouself in die kerk bevind nie. Dis iets waarvoor jy moet werk en aanhou werk. Dis iets waarop jy moet voorberei en iets wat jy moet beplan om deel te maak van jou alledaagse lewe, om uiteindelik ook voorbereid die wenpaal, die eindstreep te kan bereik. Dis iets waarin jy jouself moet oefen, jouself moet vaslê, jouself moet toewy. Dis soos 'n geestelike oefenprogram, daagliks met toewyding, ernstige toewyding. Dis om werklik jou lewe te beplan. Ek het gisteraan so oulik 'n dingetjie ook gesien van maak die kerk jou verskoning vir alles. En ek wil dit eintlik 'n bietjie verder vat deur om te sê, maak jou geloof die verskoning van alles. Ek kan nie dit doen nie, want dit gaan maak dat ek nie Sondag in die kerk is nie. Ek kan nie so laat wakker bly nie, want dit gaan maak dat ek moeg is in die kerk Sondag. Ek kan nie so laat uitbly nie, want ek gaan nie tyd hê om Bybel te lees nie. Dis uiteindelik die praktiese riglyne wat Paulus vir Timoteus gee om te sê, ja Timoteus, ek sien dis moeilik in Efese, ek hoor wat daar aangaan. Maar ou maat, kom ek sê vir jou een ding. As jy geoefen is in jou geloof, bly jy staande, maak nie saak hoe groot die golf van die lewe oor jou spoel nie. Jy sal nie breek nie, jy sal nie val nie, jy sal nie geknak word nie. Ek sal seker maak daarvan, sê die Here ook vanoggend vir elkeen van ons. Nou wat beteken dit prakties? Wat is godsaligheid? Ons het voor die preek so 'n bietjie stilgestaan by dit. In kort kan ek sê, godsaligheid is om God bo alles te stel in jou lewe. Om met jou hele hart gerig op God te lewe. Dit beteken om hom te leer ken deur sy woord, om met hom werklik te wandel in gebed daagliks, in gehoorsaamheid aan hom te leef, sy wil te soek en elke dag bewus te wees. Hoor hoe mooi is dit? Elke dag bewus te wees dat jy voor sy aangesig leef, want hy is nie 'n God daar ver nie. Ons kom nie weg met dit nie. Nee. Ons aanbid 'n God hier teenwoordig. Immanuel, God met ons noem ons op. Elke oomblik van elke dag, elke oogknip, elke woord, elke asemteug, elke tree wat jy neem, elke haar wat van jou kop afval, weet hy van en is hy by teenwoordig. Om geoefen te wees in die godsaligheid,
beteken dat jy nie net maar bloot kennis dra van God nie, maar dat jy jou werklik eerste stel in jou lewe. Jou agenda, in jou begeertes, op jou kalender, daar wat jy daar teen die yskas of die kantoor deur vasgeslaan het. Daarop moet God eerste wees. Dis die maklikste om in jou lewe te sien of God eerste in jou lewe is. Gaan kyk maar net na jou kalender. Gaan kyk maar net na jou agendas en jou beplanning vir die week of die maand of die jaar wat voorlê en voorberei te wees. Om jou gedagtes op God te rig in alles. En dan sê hy, alles sal onder sy heerskappy oor jou gebring word. Paulus gaan verder in vers 8 en hy sê, die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles. Paulus probeer nie hierdeur te sê dat 'n mens nou nie liggaamlik moet oefen nie. Nee, dit is inteendeel nogals baie belangrik. Dit het waarde. Maar dit is net beperk. Hierdie liggaamlike oefening wat ons so baie tyd op kan spandeer, is beperk tot hierdie lewe, sê hy. Godsaligheid daarenteen, sê Paulus. Godsaligheid, die lewe van iemand wat God eer, is vir nou tot in ewigheid. Ook vir die lewe hierna. Dis 'n belegging wat nie net in jou huidige omstandighede 'n verskil maak nie, maar ook in die lewe wat kom, soos die woord van die Here vir ons sê. Nou geliefdes, hier moet ons stil staan by iets besonders, iets baie kosbaars. Ons is nie alleen in hierdie oefening nie. God verwag ook nie van ons dat ons uit eie krag en eie vermoëns in hierdie godsaligheid leef en wees nie. Hy sê nee, ons het 'n helper, die Heilige Gees. Die Here beloof dit so mooi daar in Johannes 14 dat ek sal vir julle 'n trooster stuur, die Heilige Gees stuur, en die Heilige Gees se doel sal wees om julle te herinner en julle te leer van alles wat ek vir julle gesê het, van alles wat ek vir julle geleer het, van alles wat ek wil hê julle moet wees en julle moet doen. Dis wat die Heilige Gees in ons lewens sal doen. Dis die Gees wat ons die krag sal gee om aan te hou, die krag sal gee om vas te hou, vas te klou aan die Here. Maak nie saak was nie, en uiteindelik ook om vas te byt en om te groei. Die Gees werk in ons 'n begeerte en 'n vermoë om te oefen in die godsaligheid. Die hartseer realiteit is die weerstand wat ons bied teen die Heilige Gees. Is nie die Heilige Gees wat vir jou sê vloek nie. Is nie die Heilige Gees wat vir jou sê, ag, die Here sal verstaan, ek lê maar hierdie Sondag in nie. Dis nie die Heilige Gees wat vir jou sê, word dronk nie. Nee, die Heilige Gees sê vir jou, stryd teen die sonde, vlug van die sonde, oorwin die sonde in jou lewe. Ons die weerstand. En daarom kom Paulus en hy sê ook vir ons vanoggend, julle moet 'n bietjie oefen in julle godsaligheid. Gaan kyk of jy werklik die Here eer, nie net aanbid en loof en prys nie, maar eer. Dat jy hom sal eer. Meer nog, Jesus Christus het self ook geoefen in die godsaligheid. As seun van God het hy homself onderwerp aan die wil van die Vader. Hy het gebid. Hy het hom aan die wet van God geonderwerp. En hy het weerstand gebied teen baie versoekinge. Hoor mooi stel, Hebreërs 5 vers 8 het vir ons as daar geskrywe staan. Hy, al was hy die seun van God, het hy gehoorsaamheid geleer, selfs ook in sy lyding. Hy was gehoorsaam gewees, hy het die Vader geëer, elke asemteug in sy tydelike lewe hier op aarde. Hy het dit kom doen. Vir ons, hy het daardie godsaligheid geoefen tot aan die houtkruis. Waar hy met 'n gebreekte liggaam gehang het en die bloed wat op die grond soos druppels gespat het. Vir ons, vir jou, vir my, vir hierdie gemeente. En nou kom hy en sê vir ons, oefen net in julle geloof. Oorwin die sonde in jou lewe. Eer my deur alles in jou lewe.
Here Jesus Christus het volhard in sy godsaligheid om uiteindelik ook vir ons verlossing te bring. Nou kom Paulus en in hierdie gedeelte is dit baie duidelik dat Paulus weet waarvan hy praat. Hy verstaan heeltemal wat hy hier sê. In vers 10 sê hy, want hiervoor arbeid ons ook en word ons gesmaak omdat ons gehoop het op die lewende God. Paulus het nie maar net bloot teorieë verkondig nie. Paulus kom deel iets van sy eie ervaring, van sy eie lewe, van sy eie omstandighede, van sy eie deurbraak met ons. Hy probeer vir Timoteus en vir jou en my 'n geskenk in ons hande sit om te sê, hoor ek weet waarvan ek praat. Hierdie is die waarheid, hierdie maak 'n verskil nou en elke dag van jou lewe. Dis wat Paulus probeer vir ons leer. Hy het geswoeg en hy het gesweet, letterlik en geestelik, ter wille van Christus Jesus. Hy is iemand wat geweet het wat dit kos om deur die geloof die sigbare kerk van Christus hier op aarde te bou en te behou. Hy het geweet wat dit verg om koers te hou. Hy het geweet wat dit verg om vas te hou en nie moed op te gee nie. En hy het dit alles gedoen in die krag van Christus Jesus, wat in hom gewerk het. Selfs toe hy in die tronk sit, maar wie lang hierna nie, ons sien dit in 2 Timoteus, bevind hy homself weer in die tronk, omdat hy lief is vir die Here. Hy het soveel kritiese uitdagings en oomblikke in sy lewe beleef, en omdat hy geoefen was in die godsaligheid, was dit vir hom moontlik om selfs in die tronk die Here te eer. Ons vandag sukkel om God op 'n Sondag te eer. Almal sê, ons sal vir die Here tronk toe gaan. Maar ons is nie eens bereid om vir hom kerk toe te gaan nie. Ons is nie eens bereid om vir hom Bybel te lees nie. Ons is nie eens bereid om met die sonde in ons lewens te breek of daarteen te werk en te stry nie. Dis hoekom ek sê, Paulus praat eintlik baie persoonlik met elkeen van ons. Want hy weet waarvan hy praat, want hy was daar. En daarom kon hy vir Timoteus help, en Timoteus het goeie werk gedoen. En daarom weet ons ook, dat wanneer ons hierdie woorde hoor, kan elkeen van ons ook die goeie werk doen. Die verandering vandag beleef en op daardie fondasie bou, en so ook lewe. Timoteus het 'n groot taak wat voor hom lê. Paulus herinner hom daaraan in vers 12 tot 16. Hy moet die gelowiges leer, hy moet vir hulle voorbeeld wees in woord en in wandel, hulle aanmoedig en reghelp, maar dit is nie moontlik sonder godsaligheid. Jy kan nie vir iemand iets beteken in die geloof as jy nie self geoefen is in die godsaligheid. Dit is soos om 'n pleister te plak op 'n abses. Dit lyk beter, maar dit voel nie beter nie. Dis die bydrae wat ons maak, as ons nie self daardie aktiewe geloof kan oordra aan iemand anders nie, of iemand nader aan die Here te lei nie. Jy plak maar net bloot 'n pleister, soos ek sê, op 'n abses. Sonder oefening raak 'n predikant, 'n ouderlingraad, 'n diakonie en gelowiges flou. Sonder godsaligheid raak selfs goeie woorde kragteloos. Ons kan ure en ure en ure hier van die kansel af met u praat oor die skrifwaarhede, die skatte wat ons vandag beleef. As jy nie in die godsaligheid geoefen is nie, maak selfs vanoggend se woorde so oor jou kop. Soos wind wat waai, wat die prediker vir ons sê, maar net te vergeefs is. Daarom meet ons godsaligheid en waar ons staan. As Timoteus hom in die godsaligheid oefen, sê Paulus, dan sal hy nie net self volhard nie, maar ook tot redding wees vir die wat hom hoor. Nou kom die woord persoonlik tot ons, ook vanoggend tot jou en my. Want hierdie oproep is nie net vir Timoteus nie, dis vir alle gelowiges en besonder vir jou en my vanoggend. Ek preek ook vir myself vanoggend. As jy nie geoefen is in jou godsaligheid nie, hoor mooi wat ek vir u sê vanoggend, sal God nie vir jou belangrik wees nie. Ons begin uiteindelik daar by die eerste gebod mos van die 10 gebooie. As jy nie in die godsaligheid geoefen is nie, sal God en alles wat hierdie werklike lewende God vir ons sê, nie vir jou belangrik wees nie. Jesus sal nie belangrik wees nie. Kerk sal nie belangrik wees nie. Die wêreldse dinge ongelooflik belangrik, maar nie die dinge van God nie.
Nie dinge wat die Here van ons vra nie. Ons sal nie wees waar hy wil hê ons moet wees nie. En ons sal nie leef soos hy wil hê ons moet leef nie. Daarom is hierdie 'n bitter belangrike oproep. En dit kan nie op 'n beter tyd kom as die Sondag voor die vakansie nie. Want dis waar ons godsaligheid sal beproef. Wanneer die wêreld vir jou sê, dit is nie so erg nie. Terwyl Here Jesus met sy bebloede liggaam vir jou wag, met die belangrikste afspraak van jou lewe en jou weer, hier in die kerk. Hy het vasgehou, hy het deurgedruk, vir ons. Dis ons beurt om deur te druk vir hom. Want sonder hom kan jy nie. Sonder hom is daar geen hoop nie. Sonder godsaligheid in jou lewe sal jy wees soos 'n atleet wat onvoorbereid aan 'n wedloop deelneem. Geen uithou vermoë, geen rigting en uiteindelik geen kans op enige oorwinning. Maar as jy begin oefen, selfs al is dit vandag net met 'n klein treetjie, 'n paar minute vandag saam met die Here is meer as niks. So begin jy self vandag met 'n klein treetjie in die godsaligheid, selfs in die oggend en in die aand. En jy moet nie vir jouself om nie 'n erediens te mis nie. En jy besluit vandag om getrou jou Bybel te lees. Dan wil ek vir julle sê, begin daar iets te gebeur. Die Gees werk in jou geloof raak sterker, jou hart word sagter en jy begin die stem van die Here te hoor in jou lewe en jy kry koers. Jy kry rigting. En dit gebeur nie oornag nie, ons weet. Dit is 'n proses, maar dit is 'n proses met 'n ewige betekenis. Die goeie nuus is, jy is nie alleen nie, ek is nie alleen nie, ons is nie alleen nie. Christus is reeds geoefen en hy het volmaak gewen. En die Gees sal jou leer, die Gees sal jou versterk, die Gees sal jou lei. Jy is nie maar net bloot 'n drywende skip sonder 'n roer nie. Jy is in die hand van die groot kaptein, ons verlosser en saligmaker. En hy kom vanoggend en hy gee vir jou die wonderlike gawe, die wonderlike geskenk van die stuurwiel van jou lewensboot in jou hand. Hy gee dit vir jou vanoggend in jou hand. Ja, in jou hand. Wat jy nou met dit gaan maak, bepaal die godsaligheid van jou lewe. Jy kan huis toe gaan, jy kan hier die stuurwiel gaan neersit, jy kan op pad huis toe dit by die venster uitgooi, jy kan dit bloot op die agtersitplek sit en daarvan vergeet, of jy kan hier die stuurwiel vat, en jy kan dit aan die skip vasmaak. En maak nie saak hoe groot die storms is nie. Maak nie saak hoe groot die winde is, sterk die winde waai en die branders oor die boot, die skip breek nie. Jy sal koers hou. En dis wat die Here vir ons beloof. En dis wat Paulus vir Timoteus beloof. As jy aan hierdie stuurwiel vasklou, wat godsaligheid genoem word, sal jy staande bly, maak nie saak wat nie. Die Here sal jou verskoning word in hierdie wêreld. Daar sal 'n honger te wees om die teenwoordigheid van die Here te wees. So gaan huis toe vandag, gebruik hierdie heilige dag om jouself te ondersoek. En mag jy die Heilige Gees vra om jy te help met 'n keuse, 'n besluit wat jy sal neem vandag. Of die stuurwiel in jou lewe te gebruik om die weg van godsaligheid by die Vader uit te kom. Of uiteindelik aan die bodem van die see te beland. Want jy was rondgesloer deur die strome en die winde van hierdie wêreld. As Timoteus dit kon regkry, en Paulus dit kon regkry, wil ek eintlik vanoggend vir u vra, wat is jou verskoning? En die Here aanvaar dit nie. Nie vandag nie, nie môre nie, nie volgende Sondag nie. Hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het, om jou lewensboot terug na hom toe te bring. En uiteindelik in sy hand van bewaring te leef. Mag die Here ons die krag gee, dat ons in godsaligheid geoefen sal word, en werklik na die voorbeeld van ons verlosser en saligmaker sal leef. Amen.
Kom ons dank. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie. Dat U ook vanuit die woord vanoggend baie duidelik tot elkeen van ons gespreek het. Ons weet, Here, dat selfs die kragtige woorde van die kansel en van die woord uit die woord uit soms nie tref nie, want ons gedagtes is by soveel ander plekke en dit is vir baie selfs ook 'n las en moeite om hier te wees. Maar help ons, Here, dat ons ook in die godsaligheid so geoefen sal wees, dat dit 'n voorreg en 'n plesier is om saam met medegelowiges U te aanbid, U te loof en ook uiteindelik U te eer. Ons besef, Here, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Maak die Heilige Gees in elkeen van ons harte werk. En vir diegene wat nie vandag hier by die kerk is nie, vir welke redes ook al, mag U ook in hulle harte werk en mag U ons gebruik om ook die geloof by hulle te aktiveer. En om geestelik arm te wees, is soos om 'n boot te wees sonder 'n stuur. Help ons, Here, om 'n rigting te neem, terug na U toe. In Jesus naam bid ons uit hierdie werking van die Gees. Amen.